Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 29ste Mei 2025. Ons doen die nuus en kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê 25 jaar tronkstraf vir man wat sy meisie aan die brand steek. Nuushooftrekke vir vandag. Tribunaal stel Departement van Verdediging sy reuse kontrak tersyde. 25 jaar tronkstraf vir man wat sy meisie aan die brand steek. Kelly Smith en Key vandag gevonnis. Ashley Oosthuizen sy broer gaan besoek haar in Thaise tronk. Safari veldtydren was 'n reuse sukses. Alcaraz deur na volgende ronde in tennis toernooi. 'n Man van die Oos-Kaap wat sy meisie het jaloesie aan die brand gesteek het, is tot 25 jaar tronkstraf gevonnis. Matlatsi Maparo, wat 31 jaar oud is in die streekhof in Sterkspruit gevonnis nadat hy skuldig bevind is aan poging tot moord op sy meisie wat in Whittlesea in 'n dorpie buite Komani woon. Kotohana het op 5 Januarie by sy meisie gekuier toe 'n stryry tussen die twee uitgebreek het. Mparo het toe haar in sy woede by met 'n elektriese kabel vasgebind, haar in die linkerbobeen gesteek met 'n mes en petrol oor haar uitgegooi voordat hy haar aan die brand gesteek het. Sy het ernstige brandwonde opgedoen, is 2 maande lank in die Polisiewene Hospitaal behandel. Generaal-majoor Willem Leloa Mellem, die kommissaris van die Joudkabi distrik, het die speurders geloof vir hulle ondersoekwerke. Die spesiale ondersoekeenheid het 'n bevel van die spesiale tribunaal bekom wat 'n kontrak van meer as 257 miljoen rand tussen die Departement van Verdediging en militêre veterane en die maatskappy Software One tersyde gestel het. Die ondersoek het die verkryging van sagte ware lisensies deur die departement in 2016, 2017 en 2018 gedek. Die verkryging is in stryd met toepaslike wette uitgevoer, geen begrotingsvoorsiening is vir die aankoop gedoen nie en die lisensies uiteindelik nie deur die departement gebruik nie. As deel van die bevel is Software One gelas om alle winste wat hy die kontrak gekry het aan die SOE terug te betaal. Die SOE sal die bevindings hersien en indien daar 'n dispuut is, sal die saak terugverwys word na die tribunaal vir bepaling. Die kwessie van regskoste sal beslis word sodra hierdie proses voltooi is. Regter Nathan Erasmus sal die 3 vandag vonnis, dit is nou Kelly Smith en haar 2 mede-beskuldigdes, 'n handgeskrewe briefie van Jocelyn se beste maatjie op skool, 'n gedig wat haar grootmaaksuster geskryf het en briewe van onder andere haar klasjuffrou Edna Maart is ook aan die hof voorgelê. Beeld- en klankmateriaal is ook aan die hof gespeel van 'n oënskynlik gelukkige Jocelyn saam met die Andrews gesin wat haar graag wou aangeneem het. Die hof het verder aangehoor hoe die klasmaats van Jocelyn by die primêre skool Diasville aan Maart gevra het wanneer Jocelyn terug sal kom na die skool toe. Hulle hoop en bid steeds dat Jocelyn veilig gevind gaan word en dat haar daarom nog nie uit die skoolstelsel gehaal is nie. Die vonnisoplegging begin vandag om 09:00 in die Kaapse Hooggeregshof wat in Saldanha tans besig is om te sit. Die man van Kariga wat na bewering sy stiefseun ten tye van 'n familietoes doodgeskiet het, sal na verwagting in Junie om borgtog aansoek kan doen. Shelton, iemand wat 52 jaar oud is, wat van die moord op sy stiefseun Lewin Solomon, wat 18 jaar oud is, aangekla, het Dinsdag vlugtig in die Landdroshof in Kariga op aanklag van moord verskyn. Die beskuldigde bly in aanhouding. Daar was glo risie en Solomon het blykbaar vir Iman in sy skouer met 'n mes gesteek. Iman het toe glo sy 9mm pistool op 'n jong man gerig en verskeie skote op hom afgevuur. Solomon is na 'n nabygeleë hospitaal gehaas, maar is by sy aankoms dood verklaar. Daar is op Iman se vuurwapen beslag gelê en hy gaan gestuur word vir ballistiese toetse. Ashley Oosthuizen van George se tronkstraf weens dwelmhandel in Thailand is onlangs met 20 jaar verminder. Volgens Blighnout het hulle 'n aansoek aan die gevangenisowerhede gerig om te hoor dat Oosthuizen en haar broer op 6 Junie moontlik saam by haar kan gaan kuier. Hy moet weer op 7 Junie terugkeer, so ons sal sien, het Blighnout aan die media gesê. Ashley sê dit wil voorkom of die kontakbesoeke die 2de of 3de week van Junie sal plaasvind. Oosthuizen is in Oktober 2020 in Thailand in hegtenis geneem toe sy vir 'n pakkie waaraan haar dwelms was geteken het by die restaurant waar sy diens gedoen het. Sy is skuldig bevind, hoewel die pakkie aan iemand anders geadresseer is en sy het bloot daarvoor geteken. Die Thaise Hooggeregshof het op 27 Maart die aanklag teen Oosthuizen van internasionale dwelmsmokkelary na die besit van dwelms verander en haar tronkstraf van 33 jaar na 13 jaar en 4 maande gewysig. Oosthuizen het reeds meer as 4 jaar van haar tronkstraf uitgedien.
vasgestelde heffings is nodig sodat die geld in infrastrukture belê kan word. Kaapstad sou nie werkende water en elektrisiteitsdienste gehad het nie, as inwoners slegs moes betaal het vir dit wat hulle gebruik en nie bydraes lewer tot die koste om 'n infrastruktuurnetwerk te bou en te onderhou nie. Die nuwe konsepbegroting sluit in die voorbereiding dat daar nie eiendomsbelasting op die eerste R450.000 van residensiële eiendomme met 'n waarde van minder as R5 miljoen gehef sal word nie. Meer pensioentrekkers sal bygestaan word deur die boonste kerf van 'n maandelikse inkomste van R22.000 per huishouding na R27.000 te verhoog om te kwalifiseer vir kortings. Die nuwe skoonmaaktariewe sal verminder word en afslag sal ook vir pensioentrekkers ingestel word. Die daar het die omstrede wysigingswet op wette op basiese onderwys, BELA, as verkiesings of politieke speelbal misbruik is verby, so waarsku Sifiwe Gwarube, minister van basiese onderwys. Volgens Gwarube sal streng teen optreders opgetree word. Volgens Gwarube is die BELA-wet van krag sedert president Cyril Ramaphosa dit verlede jaar onderteken het. 'n EFF-LP wou weet hoe die departement moontlike weerstand of nie nakoming van die BELA-wet se bepalinge deur die voormalige model C en Afrikaanse enkels mediumskole gaan takel. Gwarube het gesê die BELA-wet is 'n landswet en dat enige iemand wat nie daaraan voldoen nie, die gevolge sal dra. Gwarube het gesê dat haar departement die gebruik van moedertaalonderrig in skole hoog ag omdat dit 'n bewese akademiese impak het op hoe leerlinge verder sal vaar. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik oor skadelike kuswinde vandag tussen Saldanha Bay en Kaapstad. Vandag is daar 'n 30% kans op reën in Kaapstad, die Parel, Hermanus en Grabouw, asook 'n 30% kans op reën die oggend in Woester, Ceres, Mamasbury, Langebaan, Redlinghuis, Klein Willem, Vredendal en Kaapstad. In Hermanus en Kaapstad kan die noordweste wind 'n spoed van 56 km/h bereik. In die Oos-Kaap word grootliks bewolkte tot deels bewolkte matige weer verwag. Saterdag word gedeeltelik bewolkte en matige weer oor die grootste deel van die Wes-Kaap verwag met maksimum temperature grootliks onder 20 grade Celsius. In die Oos-Kaap word sonnige en warm weer verwag. Sizikaya Holdings het 7 ander konsortiums tydens die bodproses uitgestof om as nuwe operateur van die nasionale lotery aangewys te word. Die waarde van die kontrak beloop R180 miljard oor 'n termyn van 8 jaar. Ituba Holdings, die huidige operateur, se lisensie verval Saterdag. Die koerant het vroeër berig dat die dobbelmaatskappy Gold Rush die grootste aandeelhouer in die Sizikaya Holdings is. Aanhangers van die Britse sanger en liedjie-skrywer Callum Scott sal vinnig moet spring as hulle hulle plek wil bespreek vir sy Suid-Afrikaanse toer in 2026. Na verskeie suksesvolle besoeke die laaste paar jaar beloof die toer om 'n hoogtepunt op die Suid-Afrikaanse musiekkalender te wees. Konsertgangers kan uitsien na aanvol bekende ballades soos You Are The Reason en Dancing On My Own, sowel as splinternuwe musiek van sy album Avanois. Die Avanois toer is sy grootste tot dusver met optredes van 24 stede in Brittanje en Europa voordat hy sy pad suidwaarts sal vind. Die kaartjies vir al 3 Suid-Afrikaanse vertonings is van gister of breakout.co.za en webtickets beskikbaar. Die pas afgelope Safari veldtydren, die derde byeenkoms van vanjaar se W2 RC reeks, was geskiedkundig omdat Suid-Afrika nog nooit van tevore 'n W2RC wedren aangebied het nie. Hoewel daar verskeie top veldtydrenjaars soos Sebastian Loeb, Carlos Sainz en Nasser Al-Attiyah deelgeneem het, was dit uiteindelik 'n Suid-Afrikaanse deel hendelik laat te gaan en sy navigator Brett Cummings was Saterdag by Sun City as die kampioene in die top motorklas geseëvier het. Sommige deelnemers het self gesê dit was die beste W2RC byeenkoms wat hulle tot dusver al bygewoon het. Die safari sal beslis weer terugkeer. Daar is 'n internasionale rotasie ooreenkoms met Argentinië wat beteken dat Suid-Afrika elke tweede jaar 'n W2RC byeenkoms sal aanbied. Wiek Maharaj, uitvoerende hoof van Motorsport Suid-Afrika, sê daar is geen twyfel dat die byeenkoms 'n groot sukses was nie. Maharaj sê die byeenkoms het seepglad oor die rowwe Noordwes-terrein verloop. McLaren se Lando Norris het Sondag in Monaco gewen, gevolg deur Charles Leclerc van Ferrari, Oscar Piastri van McLaren en dan Max Verstappen van Red Bull, die presiese volgorde waarin die 4jaars weggespring het. Die nuwe reël het gemengde reaksie van renjaars, kenners en aanhangers ontlok. En hoewel die Red Bull baas dit glo, hy het vir meer interessante wedren gesorg, erken hy dat veel meer gedoen kan word om die Monaco GP 'n skouspel te maak. Omdat moderne F1 motors ook soveel groter is as in die verlede is, glo Horner al wat reg is om te help
is veranderinge in die uitleg van die baan. Die Monaco baanuitleg het grootliks onveranderd gebly sedert die eerste Formule 1 wedren daar in 1950 aangebied was. Die motors is nou so groot dat hulle nie langs mekaar in die strate kan jaag nie, so het Horner bygevoeg. Phil Waugh, grootbaas van rugby Australië, sê die raad van die Britse en Ierse leeu's oorweeg 'n voorstel vir bykomende tyd indien 'n beslissende derde toets in die komende reeks in 'n gelyke opslag sou eindig. Ons het regtig konstruktiewe gesprekke gehad. Die leeu'sraad moet nou die finale besluit neem, sê Waugh. Die tweemalige Franse Ope finalis Casper Ruud van Noorweë is gister in die tweede ronde op Roland Garros deur Nuno Borges van Portugal in 4 stelle uitgeskakel. Borges was met 2-6, 6-4, 6-1 en 6-0 die wenner. Die kampioen en tweede gekeerde Carlos Alcaraz van Spanje het 4 stelle benodig om Fabian Marozsan van Hongarye te klop. Alcaraz het met 'n sege van 6-1, 4-6, 6-1 en 6-2 sy plek in die derde ronde bespreek. Daniel Altmaier van Duitsland, wat die vierde gekeerde Taylor Fritz in die eerste ronde verras het, is deur na die derde ronde toe, nadat hy die Tsjech Vít Kopriva in 4 stelle met 6-2, 4-6, 6-3 en 7-5 gewen het. Italië se Lorenzo Musetti, wat 8ste gekeerde is, het Daniel Ilahi Galan van Colombia met 6-4, 6-0 en 6-4 en net meer as 2 ure gewen en so die derde ronde gehaal. 38-jarige Gael Monfils het met sy sege Dinsdag aand oor Hugo Dellien die eerste speler geword waar 12 wedstryde oor 5 stelle op Roland Garros in die ope era kon wen. Hy het Dellien met 4-6, 3-6, 6-1, 7-6 en 6-1 in 3 ure met 36 minute geklop. Monfils speel vandag in die tweede ronde teen die 50 keere Jack Draper van Brittanje. Tsepo Ntuli, draaier van die opkomende Suid-Afrikaanse span, kan in die moeilikheid wees na 'n onderonsie met 'n kolwer van Bangladesh se opkomende span gister in Dhaka. Ntuli het Ripon Mondol in het stadium aan die rooster van sy kopskerm beet gekry in 'n 4de dag wedstryd. Hy het Ntuli glo kyk gegee waarna die bowler op hom afgestorm het. Daar was gestamp aan mekaar en Ntuli het die kolwer aan sy kopskerm beet gekry. Ntuli het kort na die voorval 'n bal na die bowler geslinger en hy het dit net betyds afgeweer. Ntuli het uiteindelik op 3 vir 108 geëindig. Hy het later van Mondol sy paltjie geneem toe hy gestonk is. Die Stormers het 'n 4de agtereenvolgende seisoen vir die uitspeelrondes gekwalifiseer en het nog nie laer as die 5de plek op die puntelys geëindig nie. John Dobson is verlede jaar as die direkteur van rugby aangestel en sy kontrak strek tot 2027. Stormers rugby is tans besig met die vestiging van projek 2029. Die uitdaging wat almal tans het, is hoe om 'n rugbyprogram van wêreldgehalte binne die beperkings van die Suid-Afrikaanse Rugby-Unie se finansiële model te bou. Jy moet kan roteer, met diepte op die plaasvervangingsbank hê en moet die situasies kan hanteer wanneer spelers springbokke word. Rugbybepalinge vir môre en vir Saterdag is as volg. Om 20:35 in die VRK kwartfinale speel die Glasgow Warriors teen die Stormers. Saterdag speel die Bulle teen Edinburgh om 13:30. Om 1600 speel Leinster teen die Scarlets. Om 18:30 speel die Haie teen Munster. Al die wedstryde word op SuperSport 201 en 211 uitgesaai. Iga Swiatek, die verdedigende kampioen en die 5de gekeerde, het die ongekeerde Brit Emma Raducanu met 6-1 en 6-2 gewen. Die 23-jarige Pool mik daarna om 'n eerste vrou te word om 4 agtereenvolgende Franse Ope titels te wen. Swiatek sal Saterdag haar 24ste verjaarsdag vier. Haar volgende hekkie is die Tsjechiese kwalifiseerder Sarah Bilchak of die Romein Jacqueline Christian. Jasmin Paulini, verlede jaar se naaswenner, het die derde ronde gehaal toe sy die Australiër Algila Tomljanovic met 6-3 en 6-3 gewen het. Die 4de gekeerde Italianer se volgende teenstander is Iris Anastasia Potapova of Oekraïne se Julia Starbutseva. China se Olimpiese kampioen Zheng Qinyin het haar plek in die volgende ronde bespreek met die oorwinning van 6-2 en 6-3 oor Emiliano Rango van Colombia. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Musina 1227, Polokwane 822, Lephalale 1027, Mbombela 929, Mahikeng 823, Pretoria 1023, Johannesburg 1017, Ermelo 420, Richards Bay 1328, Pietermaritzburg 1326,
Durban 1428, Port St Johns 1624, Bethlehem 519, Bloemfontein 27, Allewal Noord 621, Welkom 1821, Vryburg 923, Kimberley 1025, Appington 1226, Prieska 1023, Springbok 1818, Karasburg 1026, Keetmanshoop 1427, Mariental 1227, Alexanderbaai 1319, Brandvlei 28, Loedersbaai 1424, Vredendal 1220, Kaapstad 1419, Sutherland 412, George 1322, Jeffreys Bay 1220, Cabarra 1123, Graafrenet 1123, Oos-London 1323, De Aar 1020, Molteno 8 in die oggend, 18 in die middag, Beaufort Wes 11 en 22 grade Celsius. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.93 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.52, die euro kos R20.25, die pond verhandel teen R24.15, die yen kos 12 sent, die prys van silwer is $33, 1 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3.295 per fyn ons, die prys van Brent olie is $64, 9 Amerikaanse sent per vat. Ons gedagte vir die dag: moenie probeer om groot bome te skuif nie, plant eerder 'n saadjie en skuif 'n jong boompie. Mooi dag vir julle. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir julle toegewens.